Jou daaglikse mens wees, daar is nou nie 'n presentation vanoggend nie. Ek wil net so 'n bietjie eintlik aangaan waar ek laas week opgehou het. En jou daaglikse lewe soos wat jy op elke dag leef, moet 'n werklikheid wees saam met die dinge van die Here. Dit moet absoluut vir jou 'n werklikheid wees. Dit moet 'n persoonlike storie wees. As 'n mens in elk geval jou hele lewe 'n persoonlike storie met God maak, dan is dit baie makliker, is dit nie so nie? As jy jou werklewe die kant sit, jou kerklewe die kant sit, of kom ons sê jou fisiese lewe die kant sit, en jou geestelike lewe die kant sit, en die goed kom nie by mekaar nie, dan gaan een van hulle jou irriteer en frustreer, want God het ons gemaak om albei te kan beleef. Nou dit is net so, as jy werk toe gaan en dit is 'n persoonlike ding met God ook, dan gaan jy jou werk anders sien, is dit nie so nie? As jy deur die lewe gaan met jou fisiese lewe soos wat jy deurgaan en dit gaan oor finansies en dit gaan oor, as jy net aan dit vashou en net daarop fokus, dan gaan jy geïrriteerd raak en jy gaan moeg raak, maar as selfs dit deel is van jou persoonlike verhouding met die Here, dan word alles in die lewe 'n fees. Dit is gewoonlik hier waar die mense partykeer moeilikheid kry om net op die een ding te fokus. Jy is liggaam, siel en gees. Die geestesriem is 'n realiteit, die fisiese riem is 'n realiteit. En as ons hierdie goed kan saambring en dit 'n persoonlike storie met God maak. Ek dink dit is die geheim regtig vir 'n goeie lewe. Jy weet selfs Jesus, kom ons dink mooi aan hom. Hy was ten volle wat? Mens. Maar hy was ook ten volle God. Het hy misgevat? Nee. Hy het nie. Hy was selfs soos wat die profete van hom reeds gesê het, nog lank voordat hy op die toneel verskyn het op aarde. Hy het geweet wie hy is, hy het geweet waar hy op pad is, maak nie saak wat gebeur het nie. Ek meen, aan die einde van die dag het hy nie eers homself verdedig nie. Kruis toe gegaan, hy kon daar engele geroep het, hy kon self van die kruis afgeklim het, hy het dit nie gedoen nie. Hy het geweet wie hy is, hy het geweet waar hy op pad is. Sy hele storie het gegaan oor sy verhouding met sy Vader en dit wat hy kom doen het, sy missie wat hy kom uitleef het. En niks het hom geroer. Jy sien so ons persoonlike lewe, mens wees gekoppel aan die hele storie. Nou ruklik het ek met jou gepraat oor, daar moet kontinuïteit in jou lewe wees, die kontinuïteit soos wat jou lewe aangaan, saam met koneksie. Die koneksie praat van hoe jy God se teenwoordigheid beleef, om persoonlik ervaar waar jy ook al beweeg. Dit maak die grootste verskil in mense se lewens. Dit is iets wat jy doelbewustelik, intentioneel, gedurig gereeld, sonder ophou jouself moet aan herinner. En dit is waar laas week se die woordjie hulp ingekom het, die akroniem wat ons gebruik het. Toe ons gesê dat die H van hulp, Here is my hulp, en ons het gewerk daar uit Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, né? Julle ken daai Psalm baie goed. En die hele kwessie van, dit was die boodskap laasweek, jy moet weet, die Here help jou. Hy is jou backup. Hy is jou ondersteuning. As mens net dit weet, en dit is 'n persoonlike storie, dan is dit asof mens die lewe baie makliker hanteer, en enige krisis of enige uitdaging is asof dit net eenvoudig makliker word. Nou ons het gesê, ek gaan net vinnig vir jou noem wat ons gesê het, en daar so 'n paar goedjies wat ek aangelas het, en dit sal later op die groepie ook wees, dan kan jy dit bietjie gaan kyk, maar die H van hulp staan eenvoudig, herinner jouself dat God jou hulp is. Sit by, jou herder is. Hy is jou hulp, hy is jou herder, hy is die een by jou. Hy is die een. Psalm 63 sê, as jy in die aand op die bed lê en jy dink na oor dinge. Jy weet mos baie keer as jy gaan lê, dan begin jy nou dink oor. Partykeer goed, partykeer sleg, né? Maar jy weet as jy so begin dink oor alles, dan herinner jy jouself dat die Here jou hulp is. Doen dit gedurig deur. Dat hy jou hulp is, dat hy jou herder is.
Dit door die Heilige Gees se groot werk op aarde. Sê Johannes 14:26. Sê is om ons te herinner alles aangaande Jesus. Ons weet ook selfs as ons sukkel om te bid, dan kom help die Heilige Gees ons om te bid. Romeine 8:26. So, baie keer voel ons maar eintlik nie hulp nie, jy weet nou nie, niemand ondersteun jou nie. Maar ek kan vir jou sê die Here doen. En dit maak die grootste verskil. Dis alles deel van daai hulp. En ons weet die wetenskap werk ook hier saam in die sin van, as ek sê, saam wetenskap en geestelike goed is in elk geval nie veronderstel om mekaar te probeer uitkanselleer nie, want baie goed in die wetenskap, baie goed in die geestelike goed, dit is baie goed in die Bybel van hierdie goed, so dit is eintlik ondersteunend. Die wetenskap is ondersteunend, die Bybel is ondersteunend, hulle ondersteun mekaar van die werke van God se hand, né? Want God het vir die mense ook die wysheid en die insig gegee vir hierdie goed. Maar selfs hier sien ons dat as 'n mens sekere goed herhaal en herhaal, soos wat ek gesê het, gedurig deur oor en oor tot dit basies manifesteer of realiseer, dit vorm denkpatrone waarvan die Bybel praat, daai breinpaadjies waarvan ons praat, daai neuroplastisiteit van die brein. En ek dink jy kan jou eie paadjies begin vorm, en om dit makliker te verstaan, dit is as jy deur 'n oop veld loop. En jy loop daai paadjie, julle het dit al gesien, 'n paadjie in die veld wat baie geloop word, selfs as wilde diere paadjie byloop, dan sit later 'n paadjie. Want dit word baie geloop herhaal. Nou as jy daai paadjie wil tot nuut maak, help dit nie jy hou aan loop daar nie, jy moet nou 'n ander paadjie loop. En baie keer gaan mense nog maar net aan in die lewe. Dieselfde storie oor en oor, hulle volg maar dieselfde paadjie, so wat gebeur? Hulle kry die resultate altyd. So wat moet eintlik gebeur? Ons moet bietjie anders leer dink, is dit nie? Hoe doen jy dit? Herhaal dit oor en oor. Begin vir jouself, hulle praat van 'n 21 dae pad wat jy moet stap vir so 'n paadjie, breinpaadjie, om te verander. En dit is hier waar ons baie keer moeilikheid kry, want jy hoor 'n preek of jy hoor iets wonderliks, dit maak vir jou sin, dan hou dit vir 'n week en dan vergeet jy dit. Jy moet so 'n bietjie vaskap, daar's nie 'n quick fix op hierdie goed. Om daai paadjie te verander en nie te loop, gaan 'n rukkie vat. Gee jouself kans om jou denke te vernuwe en anders te dink. Byvoorbeeld, as jy gewoond is daaraan om altyd, kom ons sê, die slagoffer te wees. Ag, die lewige, dis altyd niemand help my nie. Kom ons sê, dit is daai paadjie wat jy loop. Nou moet jy dit verander. Daar's 'n teorie wat eintlik vir my sin maak. As jy mooi gaan kyk na bevryding en selfs sekere berading goede wat mense baie keer doen met mense, kan baie, ek wil nie sê is nie nodig, maar dit wat ek nou net vir jou gesê is goed wat daai prosesse baie makliker kan maak as jy begin om jouself te herinner. Dink net as jy so deur die dag gaan, maak alles persoonlik met die Here, gedurig deur dink jy aan hom, skrifgedeeltes of goed wat die Here vir jou leer. Gedurig deur dink jy aan. Dan gaan jy ook sommer besig raak met goed waarmee jy nie moet besig raak. Is dit nie so nie? So my gebed is in hierdie dae is dat ons denke sal verander. Die nuwe breinpaadjie sal volg. Die U van hulp het gestaan vir, hy is die groot U, hy sorg, hy voorsien, hy is ons bron. Hy sê ook in hierdie gedeelte, dis hy self wat ons wys, né? Ek gaan net gou vir daai versie vir jou gou die uitlig. Hy sê vers 5 sê die Here waak self oor jou. Hy het iemand gehuur om na jou te kyk, nie? Daar's iemand wat hy betaal om gou 'n bietjie oogie te hou. Hy doen dit self. Hy waak self oor jou, sê die Bybel. Die Here is jou beskermer en jou regterhand. Hier word 'n paar keer gepraat van beskermer. Jou hulp, jou regterhand. Baie keer sê iemand is jou regterhand, dit is jou hulp. Regterhand beteken ook in die Bybelse terme hy is aan jou regterkant, want aan jou regterkant het jy geen beskerming nie, aan jou linkerkant het jy 'n skild, aan jou regterkant het jy nie. So hy is daar om jou te beskerm.
Maar hy is jou hulp, hy is daar vir jou. So, en hy is hier die bron. Daar's 'n ander skrifgedeelte so baie wat ek vir jou kan lees. Die engel praat van hulp sê, is luister met ander woorde wat ek vir jou sê. Met baie keer help jy iemand by luister. Het julle dit al gesien? Jy help iemand, maar hy wil net eenvoudig nie luister nie. So maak nie saak hoe jy hom help en leer, hy wil net nie luister. So luister wat die Here vir jou sê, soos Psalm 40:7 sê, Here, ou vertaling sê, ek grawe vir my ore sodat ek kan luister. Nuwe Lewende Vertaling sê, stel my in staat om te luister wat U sê. Ons weet ook wat Johannes 10 sê. Hy sê, sy skape luister na sy stem. Dis 'n herder. Wat doen 'n herder? Hy help sy skape, hy sorg vir hulle, hy's daar vir hulle. Dis hoe die Here vir ons is. En Jesus is hierdie goeie herder, né? So luister wat hy sê. En natuurlik die P was hierdie waaroor ons vanoggend praat. Maak dit 'n persoonlike storie. Alles in jou lewe met God 'n persoonlike, dra alles aan hom op, dan sal dit suksesvol wees, sê Spreuke 16 vers 3. So jy dra alles op, dit is 'n persoonlike, die kleinste goed, die grootste goed, dra alles op hom. Want hy is jou hulp, hy is daarby, hy is absoluut daar vir jou. En ons weet dit is moontlik om hierdie persoonlike ding te hê, as gevolg van weer 'n P-woord, die prys wat Jesus betaal het. As hy sê, tetelestai, in Johannes, die laaste ene nie, maar Johannes 19 vers 30, tetelestai beteken, dit is afgehandel, dit is klaar, maar dan die dieper betekenis eintlik is dis betaal. Dis ten volle betaal. Ons weet ook wat is die kortste evangelie boodskap betekenis is eenvoudig in my place. Hy het in my plek alles gedoen, hy het betaal, dis reg. Nou kan ek hierdie persoonlike ding met die Here hê. Ek het hierdie persoonlike storie met hom. En dit maak 'n mens opgewonde as jy net daaraan kan dink. Ons is duur betaal deur die bloed van die lam. Jy's met goud en silwer betaal nie. Jy's met sy bloed betaal. En hierdie Jesus het gekom, die God van die Ou Testament. Het hy kom 'n persoonlike, meer persoonlike ding kom maak in die Nuwe Testament. Die woordjie Jahwe het ek vir jou laas keer gesê wat beteken ek is. Dit is God se naam, daar word gesê dit is sy naam. Maar as jy mooi daaraan dink, is dis eintlik nie 'n naam nie. Want kan ons regtig vir God 'n naam gee? Kan ons regtig? God is so groot, daar's geen tipe naam wat ons eintlik aan hom kan sit as byvoorbeeld Jahwe dat hy is nie. Nou kan ek net wees, en hoe is dit moontlik om te wees as dit nie 'n persoonlike storie is? Nou kom hierdie Jesus, dan kom vertel hy vir jou wie is Jahwe. Want al die ander name Jahwe, Nisi, Jahwe, wat die Jireh ensovoorts, is maar net 'n tipe van 'n halwe beskrywing, 'n druppel in die emmer van wat ons dalk kan dink hy kan wees. Nee? Dit kan, natuurlik as ek vir hom 'n naam ook net so kan gee, dan beteken ek kan hom beskryf, en ons kan God nie beskryf in sy grootheid nie. It is impossible. Nou kom Jesus, hy verskyn op die toneel, nou stel hy hierdie God voor. En wat noem hy hom? Vader. Pater in die Grieks. Nuwe Testamentiese ouens was nie dom nie, hoor. Hulle het saam met Jesus geloop, hy het baie gepraat van sy Vader, Hy het nie vir hulle geleer dis Jahwe nie. En ons weet dit is Jahwe. Maar hy het persoonlik kom, nog meer persoonlik kom. Selfs as jy gaan kyk Romeine wat sê deur die Gees kan ons sê Abba. Selfs Abba in die voetnote van die Nuwe Lewende Vertaling praat van Vader. Hy is ons Vader. Hy is jou Pa. Jy het hierdie persoonlike koneksie met hom. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. Dink net as Jesus dit nie gedoen het. Dan dink ek, het God vir ons dalk nog verder gevoel. Maar nou sê my Pa, hy's my Vader, hy's my hulp, hy's my redder. En daar's so 'n lang lys wat jy kan kry van dit in die Bybel oor wie God alles is. En selfs daai lang lys is maar net
die puntjie van die ysberg van wie hy regtig is. En ek en jy het die wonderlike voorreg om hom persoonlik te ken. Is dit nie iets wat 'n mens kan jouself kan herinner daaraan nie? Herinner dit. Dit is iets wat jy absoluut jou eie moet maak. Hoe kry jy dit reg? Dis iets wat jy oor en oor doen. Dis iets wat jy weer en weer dink. Dis iets wat jy weer en weer vir jouself sê, tot dit realiseer in jou lewe. Ek wil vir jou sê, as jy een of ander krisis het, en al wat in jou kop aangaan, is ek is vry, Christus maak my vry. Ou liedjie sê, eers was ek blind, maar nou kan ek sien ek is vry. Dit net as jy jouself gedurig herinner, ek is vry in Christus, ek is 'n nuwe skepping, die ou ding is verby, alles het nuut geword. Dit net as dit die goed is wat oor en oor maal in jou kop. Wat gaan met jou gebeur? Ek kan vir jou sê, dit gaan 'n belewenis wees. En hierdie goed leer jy nie in boeke nie, hoor. Ek kan vir hierdie goed sê, en jy kan sê, ja, wonderlik, miskien loop jy vanoggend die uit en sê, dit was 'n goeie preek, of dalk nie, ek weet nie, jy kan nie uitloop en jy kan aangaan soos wat jy gister aangaan het, of jy kan nie uitgaan en die challenge vat, en dit regtig begin doen, en oor 'n week terugkom en sê, weet jy wat, dit werk, ek beleef dit op 'n wonderbaarlike nuwe manier. Dis hoe jou denke vernuwe. Dit is, as jy in jou denke vernuwe alles. Hoe weet ons dit? Gaan kyk maar na mense wat partykeer in haglike omstandighede leef, maar hulle vrede is bly. Dan kry jy partykeer mense wat regtig in weelde leef, maar hulle kerm en hulle kla. Wat is die verskil? Die 6 dinge is in hulle ore, wat afgesak het in hulle harte. Dis die verskil. Ek en jy moet nooit ontkant gevang word met hierdie tipe van goedjie, maar is eintlik baie eenvoudig. Ons lees baie keer Romeine 12. Lees as ons ken hom baie goed en ons sê, ja, jou denke moet vernuwe, maar ek kan vir jou vanoggend gou weer lees. En ek gaan net vers 2 vir jou lees. Hy sê daar, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld, die gedragspatrone, dink aan daai veldpaai. Daai rigting waar die wêreld jou druk met al sy moeilikheid, né? Maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei. Kyk wat gebeur, jy begin sekere goed raak sien. Jy sal goed kan onderskei wat hy wil hê dat jy moet doen, naamlik sy werk wat werklik goed is, aanvaarbaar en volmaak is. Luister, ek kan nie aan enige ander manier dink om suksesvol te wees in die lewe nie. Tot Psalm 1 sê dit, as ons dit mediteer dag en nag oor dink, sal jy wees soos 'n boom geplant by 'n waterstroom. Kom nou! Dit is dit nie. Jy weet, ek hoop jy voel die bemoediging van hom. Voel jy dit? Die groot ding is net, gaan jy dit doen? Ek hoop so. Ek bid so. Vertrou saam met jou so. So maak hierdie goed vir jou spesifiek spesiaal. Moenie net vorentoe kyk nie. Jy weet, ons is almal, ja, jy het met 'n visie en 'n droom en ambisie. Yes, en ons almal is visie, droom en ambisie. Er is niks fout om hierdie goed te hê. Want ek glo die Here wil ook hê ons moet droom en ons moet vorentoe gaan en hy wys vir ons sekere goed selfs in die toekoms en hy wys vir jou sekere goed wat nodig is in jou lewe. Maar kyk bietjie om jou. Absorbeer bietjie wat om jou gebeur. Weet, baie keer is dit die klein goedjies wat jy om jou gebeur en dit wat jy jouself aan herinner en hierdie goedjies waarmee jy begin besig raak en dan kom jy later agter, as jy weer sien, het jy jou droom behaal, het jy jou visie bereik, want jy het nie net geleef vir daar nie. Jy was hier ook effektief, né? So kyk bietjie om jou, gaan nou vir die skrifgedeeltes gee, né? So kyk bietjie om jou. Dit is baie keer daai klein goedjies wat jy begin geniet,
Dit is daai onverwagte boodskap wat iemand vir jou stuur. En dis wow. Dis dalk daai klein woordjie wat iemand sê, daar by OK wat jy hoor. Nee, dis dalk iets moois wat jy sien. Jy sien iets mooi in die tuin. Dit is dalk iets mooi wat jy hoor, dis dalk iets lekker wat jy proe. Wie van julle was nou al van partykeer dalk nou so 'n bietjie nou nie baie positief nie. En dan eet jy iets lekker. Dan voel jy sommer beter. Ek praat nou nie van emosionele eters. Ek is glad nie daai ou nie. Glad nie. Maar ek het agtergekom brood en jam pro lekker as ek worry. Okay, mamma, dis nie ek nie, okay. Op 'n tydjie sit jy ergens, jy stap by 'n plek en jy ry lekker koffie. Sorry vir die ouens wat tee doen. Mense kan baie goed hier ry, maar koffie kan jy ry. Nee? En jy dan sit dit asof 'n bietjie. En dit is so, die reuk van koffie, wetenskaplik ook, trigger iets in jou brein wat 'n bietjie endorfine goed afskei. Dis wonderlik. Dis hoekom ek koffiebone soms so staan. Ryk ek hulle. Voel ek beter. Ek sien die moeilikheid, hierdie goed word opgeneem. Net nou kry ek ander moeilikheid. Maar dit is so. Klein goedjies wat ons miskyk, daai lekker koffie reuk, daai lekker stukkie koek partykeer, daai ietsie wat iemand sê, maar nou mis ons dit. Want ons is nie gefokus op die lewe nou en dit wat ons nou kan geniet, die klein goedjies wat kosbaar is nie. Ons is mos net so dop die hele tyd. Jy weet as jy Kaap toe ry en jy dink die hele tyd net aan Kaap, ek moet in die Kaap kom, ek moet in die Kaap kom. Daai pad word later en soos die kinders, hoe ver nog? Ek moet in die Kaap kom. Maar weet jy as jy so ry en is van dorpie tot dorpie en jy geniet die natuur en jy stop hier, eet iets hier, drink ietsie daar. As jy weer sê in die Kaap en dan was dit lekker gewees. Jy sien dis die ding waarvan ek praat. Daai gedurende koneksie met die Here maak jou lewenspad soveel draagliker en soveel makliker. Daai gedeelte, daai Bybelgedeelte wat jy skielik net raak lees. Ek het dit gister beleef met die opleiding ook. Ons praat oor God se karakter en ons praat spesifiek oor die feit dat hy alomteenwoordig is, dat hy altyd met ons is. Dit het my net sommer weer net so, ek weet dit, maar dit het my net so aan my hart gegryp weer. Hy's met my. Yes, hy's met my. Yes, hy's met my. Daai ietsie wat jy net weer sien, daai klein goedjies in die lewe maak die groot goed in die lewe vir jou moontlik. Soms is dit net 'n gedagte of 'n idee. Maar dink byvoorbeeld aan die potensiaal wat in 'n saadkorrel is. Klein korrel wat geplant word. God het die vermoë, die potensiaal in hom gesit om 'n magtige boom te word. Selfs die koninkryk word vergelyk met dit. Maar dit begin klein. Stukkie suurdeeg wat ingewerk word. Later is alles deursien. Moet nooit die klein mooi goedjies mis nie. Moet nooit vergeet jou vrou se olie. Dit was as die lewe so gejaag raak, kyk mense ook nie eens meer ordentlik vir mekaar. Ek sien dit baie keer met klein kinders, as ek hulle so kyk en ek sien hulle oogies. Klein goedjies. Wat se klein goedjies mis jy? Want jy het hierdie magtige ambisie, maar jy leef nie vandag nie. Jy leef nie vandag. Dit is soos daai, baie keer as ons braai, dan is daar nou so 'n stukkie, jy weet, ons het altyd 'n stukkie vleis wat so 'n bietjie los is. Is dit nie, hoor hoe lag, ek weet hy, ek hoop jy deel daai stukkie vleis. Doen jy? Nee, ek kan soms sien hy doen. Maar baie keer, dan as ons so braai, dan sit my vrou, sy het al bietjies gedoen, nou wag ons maar, die vleis moet gaar word, en dan breek ek 'n stukkie af, of daar's 'n stukkie wat hier een kant lê, en dan gaan gee ek vas stukkie. Ek weet nou nie of ek nou miskiet nie, maar ek dink partykeer waardeer sy daai stukkie meer as die stuk wat sy net in haar bord het.
Ek sê skud haar kop. Is nie hoe dit is nie. Daai stukkie wat jy proe, maar hy's allemaal baie lekker. Daai ou weet ook waarvan ek praat. As ouens dit kan braai, is nie. Daai klein goedjies maak dat die groot goed soveel beter vir die nie. Ek glo nie daar's goed in die lewe vir 'n kind van die Here soos stout incidences nie. Ek glo nie dit is God incidents. Alles wat gebeur is 'n God incidents. Net voor ons kerk toe kom vanoggend. Ons vinnig nog gekyk na 'n paar rose in die tuin. Wat nog blom. Nie die kleur. Moenie die klein goedjies mis nie. Gaan soek elke dag iets wat jy kan bewonder. Dit het ek al vir jou gesê. En gaan dink bietjie daaroor. Jy weet, dit vorm jou karakter. En karakter is nie iets wat gedownload kan word. Mense kon dit doen. Net 'n draad in 'n ou se kop druk en boef, daar gebeur dit. Dit word gevorm. Hoe word dit gevorm? Stukkie hier, stukkie daar, ietsie hier sê, ietsie daar sê, ietsie hoor, ietsie proe, ietsie raak sien, ietsie raak lees, ietsie raak luister. En skielik gebeur die res van self. Ek het jou al die storie vertel van hierdie klomp ouens, hierdie gouddelwers in Amerika, die goudstormloop. Die ouens wat soontoe gegaan het, net om goud te kry en ryk te word. Nie een van hulle het die goud gekry nie. Maar die ouens wat gegaan het vir die journey, hulle het die goud gekry. Die ouens wat bietjie gegaan het en bietjie ontdek het hier, ontdek het daar, hulle was deel van die journey, nie net die stormloop nie. Daai ouens het die goud gekry. Interessant, nee. Dit sê vir jou iets van jou lewe. Ek weet wat vanoggend en terwyl jy hier sit, wat is wonderbaarlik? Dalk 'n klein dingetjie wat jy vanoggend beleef het wat vir jou nice was. Of was daar nou net een ding op die kop en dit is in die kop en dit is koud? Maar dink gou so 'n bietjie daaroor. Is dit nie die goed wat ons mis? Is nie daai klein goedjies wat die verskil maak in ou se lewe? Jy kan weet, sê dit vir jouself. Jy kan weet, hy sien jou. Die vraag is, sien jy hom? Hy werk in die klein en groot goed, nee. Hy's met jou, hy's in jou, hy's vir jou. Sê dit vir jouself, hy's in my, hy's met my, hy's vir my. Sê vir jouself, ek leef uit om deur om tot hom. Sê dit vir jouself. Klein goedjies, herinner jouself dat hy breinpaadjies vorm. Denke vernuwe, jy sal vernuwe, jy gaan hom beter beleef. Dink net as jy God regtig beleef, sy teenwoordigheid beleef, dan jy alles. Net niks meer nodig, want dit is alles wat jy in elk geval nodig het. Niks meer. Ek vir jou 'n paar skrifgedeeltes net lees en maak ek klaar. Matteus 28 vers 20 ken julle baie goed. Hy sê, leer hulle, dis nadat hy gesê, doop hulle ensovoorts en gaan maak disippels, en sê hy, en leer hulle alles, om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. Hoor mooi. Hy sê, ek weet verseker, ek is en weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Nou net dit, ou vertaling sê, kyk, ek is met julle, tot. Nuwe vertaling sê, weet, ek is met julle. Ander vertaling sê, onthou, ek is met julle. Net daai versie, hoe het dit die disippels en die Christene en ons vandag beïnvloed? Nee? Net om te weet, hy's met ons tot aan die einde. Ek sien kans vir die einde, jy sien kans vir die einde, oor net een rede. Oor net een rede, hy's met ons. Dink net as jy in die toekoms moet ingaan en jy weet, hy's nie met jou. Sien die klein goedjies, herinner jou, hy's jou hulp, herinner jouself, hy's met jou, hy's by jou, hy's in jou, hy's vir jou. Ek het iets hier neergeskryf wat ek dink 'n bietjie relevant vir ons is vandag, jy weet. Ek noem dit sommer kry jou kop in die game. Dit baie keer as die kinders rugby speel en jy sien man, hierdie mannetjies, hulle het nou nie lekker aangeswitch nie. Dis amper soos Uruguay teen die jong bokke. Hoor hulle het iets soos 104-7 gewen of so iets. Maar Uruguay was nie by die game nie. Hulle koppe was nie in die game. Of die bokke was maar net eenvoudig te sterk. Maar baie keer sê vir die jong man as hulle so speel, nou sien dinge gaan nie meer so goed nie.
Dan sê ons vir hom, "Man, kry jou kop in die game." Miskien kan ek vandag vir jou sê, kry jou kop bietjie in die game van die lewe. Hoe doen mense dit? Jy doen wat ek nou vir jou wil sê. Herinner jouself aan hierdie goed. Jy weet, die oomblik as dit gebeur, dan begin die goed wat jy geoefen het. Want 'n rugbywedstryd is 80 minute, maar ek wil vir jou sê, as jy self rugby speel, is dit net so verby. So as goed nie ingeoefen is, en hoe doen ons dit? Ons doen dit oor en oor, ons skop daai bal oor en oor af, ons gooi daai leidsman oor en oor en oor in, tot dit gebeur. Want jy weet op die veld, as die popo die fan stryk, daar's amper nie eens tyd om te dink nie, jy moet net kan doen en dan moet jy die regte goed doen. Hoekom kan jy dit doen? Want daar's goed wat jy oor en oor en oor gedoen het, so kry jy game in die kop. Begin jy die goed oor en oor doen. Haggai sê vir ons, die Here se boodskapper, die Here se boodskapper Haggai het toe hierdie boodskap van die Here vir die mense gebring. Ek is by julle, sê die Here. Ek sê vandag vir jou, die Here sê, hy is met jou. Hy's by jou. Gaan herinner jouself daaraan. Matteus 1 vers 23 sê, dis met Jesus se geboorte, die maagd sal swanger word, sy sal hom 'n seun geboorte gee, en die mense sal hom wat noem? Immanuel. Wat beteken dit? God met ons of God by ons. Nou ons weet die Heilige Gees, is hy nie net by my nie, hy's nou ook in my. Hy's vir jou. Maar jy moet jouself kan herinner. Matteus 18:20 sê, waar 2 of 3 bymekaar kom, is ek immers ook saam met hulle. Die Here is hier saam met ons vandag. Ons weet dit, maar partykeer is dit net asof ons dit miskyk, nê. Johannes 14:23, Jesus antwoord hom, hier is my 'n kosbare vers. Hy sê, Jesus antwoord hom toe, as iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer. En hoor wat sê, wat gaan gebeur? Hy sê, en my Vader sal hom ook lief hê. So wees gehoorsaam, die skrif sê, ons moet gehoorsaam wees. Hoekom kan ons dit doen? Want hy is met ons. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. Dan kom hy dan sê, hy sê, en my Vader sal hom ook lief hê, en ons, hy ingesluit, sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Met hulle wees. Psalm die laaste een, Psalm 63 vers 9 sê, en maar dit hoor net hierdie vers, hy sê, ek is aan u verbind. Psalmdigter sê, ek is aan u verbind, vasgemaak, ek is aan u verbind. U regterhand hou my staan. Miskien kan ons vir mekaar vandag sê, hy is met ons. Sê dit gaan vir jou nou langs jou, ek doen dit nooit nie, maar doen dit vandag. Sê bietjie vir hom, Here is met jou. Kyk, sê hierdie ene, sê bietjie vir mekaar, kry jou kop reg. Kom dan. Ek sien, hy is nou baie versigtig om dit vir hom Karel te sê. Ek sê vir jou, kry jou kop in die kring. Kom ons vertrou dit. Maak nou die saak wat gaan gebeur vorentoe met die politieke goed, almal is bekommerd oor allerlei. Ek kan vir jou eendag sê, ek weet, God is met ons. Moenie worry nie. Julle aan die einde. Ons dink beloning gaan dit of dat of allerlei goed wees, en dit is so, ons gaan krone kry, ons gaan beloningskraals. Maar weet julle wat, julle aan die einde, is God self ons beloning. Dink bietjie daaraan. Julle aan die einde is hy self jou beloning. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend iets kon raak lees, dat ons kon kyk en verstaan, dat U met ons is, dat U ons hulp is.
Here, ons het dit al vir mekaar gesê, so in die middel van die jaar, is dit altyd 'n uitdaging. Want almal besef, die jaar gaan so vinnig verby. En baie van ons besef, ons is al klaar in die helfte van die jaar, en daar is dalk seker goed wat ons nog nie gedoen het nie. Here, party se teikendatums waar die jaar moet bereik word, dalk by hulle werke, is besig om skielik korter te raak. En dan daar's baie van ons wat eenvoudig moeg is. Maar dankie dat ons vandag weet, U sê vir ons dat U met ons is, tot aan die einde. En ons weet, U sal ons nooit los. Dankie daarvoor. Dankie vir U liefde. Dankie vir U guns, U genade en U grootheid. In Jesus naam. Kom ons bly net so 'n bietjie aan binne. Almal se oë bly toe. Ek wil hê jy moet miskien net so 'n bietjie met die Here praat oor wat jy gehoor het vanoggend. Miskien moet jy dalk jou negativiteit bely en sê, Here, ek is jammer. Of miskien wil jy dalk sommer nou begin om dankie te sê. Dink aan so 3, 5, 6 goed waarvoor jy dankie kan sê en waarvoor jy wat vir jou wonderlik is. Dinge wat jy bewonder oor hom, oor sy woord, dalk of daar waar jy bly. Kom ons doen dit vir so 'n rukkie.